Hemelse Vader, ons hier, Here, want ons smag ook na U teenwoordigheid. Here, ons wil graag hier saam met medegelowiges in U teenwoordigheid wees. Here, ons wil geestelik hier by U voete kom sit en kom hoor, wat is dit wat U ook graag vanoggend vir ons elkeen wil kom sê. Here, dankie vir die voorreg om so saam met medegelowiges te kan wees. Dankie vir die voorreg dat ons U woord in ons eie taal kan lees. Here, U is ons hartsverlange. Here, wees U die een wat ook met ons kom praat en dat ons harte en ons gedagtes ook oop sal wees, sodat ons sal kan hoor wat dit is wat U graag vanoggend ook vir my wil kom sê. Here, wees U die een wat deur die Heilige Gees dan ook vanoggend vir ons elkeen U woord kom oopbreek. Amen. Ons gaan vanoggend net 2 versies aanvanklik saam lees. En dis uit Johannes 19 uit. Ons gaan voort met ons reeks wat gaan oor die 7 kruiswoorde van Jesus Christus. So ons gaan voort met daardie reeks en ons gaan by die volgende een dan stil staan. So ons gaan net Johannes 19 vers 28 tot en met vers 29 lees. Jesus hang tans aan die kruis en dan lees ons die volgende. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. En ons lees vanoggend net tot sover. Ek dink dit kan maklik gebeur dat ons eintlik so bietjie met tye uit die oog verloor dat Jesus nie net God was nie, maar dat Jesus ook volledig mens was. Jesus het ook net soos ons emosies gehad, Jesus het net soos ons verskeie behoeftes gehad, goed ervaar, net soos wat ek en jy dit ervaar, want alhoewel Jesus God was, was hy ook volledig mens gewees. En dan sien ons in die Bybel, hier deur die evangelies, elke nou en dan skemer dit so 'n bietjie deur, dan herinner die evangelies ons eintlik daaraan, dat Jesus ook mens was, nes ek en jy. Daar in Johannes 4 vers 6 sien ons dat Jesus het moeg geword. Johannes 11 vers 35 sien ons dat Jesus gehuil het. Johannes 13 vers 21 lees ons dat Jesus ontsteld geword het. En in Matteus 26 vers 38 lees ons dat Jesus benoud geword het. So net soos wat ek en jy bepaalde emosies ervaar en sekere bepaalde behoeftes het, so het Jesus dit ook gehad. Want Jesus was ook volledig mens gewees. En nou in hierdie kruiswoorde skemer daar weer vir ons iets deur van Jesus se menslike kant. Ons weet nie, want die Bybel sê dit nie vir ons nie, maar as ons lees uit wat die evangelies vir ons sê, lyk dit vir ons of dat vandat Jesus daar in die tuin van Getsemane gevange geneem is, hy waarskynlik nie iets gekry het om te drink of te eet, tot hy nou hier aan die kruis hang nie. En ons weet wat hy sy liggaam alles deurgemaak het. Hy is gegeesel, hy is geslaan, wat lei tot bloedverlies. Hy het 'n doringkroon opgekry wat bloeding veroorsaak het. Hy moes self sy kruis vir 'n x aantal pad dra na Golgotha. So dit alles het gemaak dat hy ook as mens natuurlik begin dors word het. En as dit so of die skrywer ook vir ons hier wil kom sê, deur hierdie kruiswoord van Jesus aantal, maar onthou dat Jesus was ook volledig mens
toe hy daar vir my en jou in die kruis gehang het. Hy het namens my en jou daar gehang en hy het namens my en jou al hierdie emosies, al hierdie pyn, al hierdie swaar kry deurgegaan. En ek dink partykeer vergeet ons dit, partykeer verromantiseer ons die kruis en so asof dit 'n maklike ding amper was vir Jesus. En dan vergeet ons hoe moeilik dit was, ook vir hom, omdat hy ook volledig mens was. Maar dan gee dit vir my en jou ook 'n stuk troos, want dit kom leer vir my en jou en kom sê vir my en jou, maar Jesus verstaan wanneer ek en jy deur moeilike goed gaan in hierdie lewe. Daar's nie 'n emosie wat ek en jy beleef hier wat Jesus nie ook beleef het nie. Daar's nie uitdagings so goed wat ek en jy beleef wat rondom die beginsel van uitdagings nie Jesus ook beleef het. Ja, ons uitdagings lyk dalk anderster vandag se tyd. Ons krisisse lyk dalk anderster. Maar die beginsels wat daar agter sit, Jesus het maar dieselfde goed deurgemaak. En dan kom herinner hierdie kruiswoorde ons daarin om te kom sê, maar Jesus verstaan, Jesus het begrip. Jesus weet hoe voel jy. Soms voel dit vir ons of niemand my verstaan nie. Niemand verstaan hoe ek voel nie. Niemand verstaan waartoe ek gaan nie. Nou ons voel partykeer so. En dan kom leer hierdie gedeelte vir ons, maar Jesus verstaan. Want hy self, ook omdat hy volledig mens was, deur al hierdie goed. En daarom dan, dat hy ook gesê het, ek is dors. Maar hierdie ek is dors het ook 'n dieper betekenis en in hierdie twee versies lê daar eintlik baie meer opgesluit as wat dit dalk met die eerste oogopslag mag lyk. Hierso staan vir ons dat Jesus dit onder andere gesê het sodat die skrif vervul kan word. En dan word redelik algemeen aanvaar dat wanneer daar gepraat word sodat die skrif vervul kan word, dat daar verwys word na Psalm 22 en ook na Psalm 69. Psalm 22, waar ons in daai Psalm eintlik 'n paar van die goed raak lees van Jesus se kruistog en sy kruisiging, lees ons 'n paar versies wat daarmee korreleer. En dan in Psalm 22 vers 16 lees ons, ek is min werd soos 'n potskerf, my tong kleef aan my verhemelte. U laat lê my asof ek dood is. Maar dan ook in Psalm 69 lees ons daar in vers 22, in die 2020 vertaal dit vir my bietjie mooier, as hy daar sê, hulle het gif vir my kos gesit, en vir my dors het hulle vir my asyn laat drink. Nou algemeen word aanvaar, dan na hierdie versies verwys word. En dat dit ook vir ons kom leer en kom sê, dat die Here Jesus Christus ook in hierdie moeilike omstandighede waarin hy was, hierdie sterwensmomente van hom, nog steeds bewus was van dit wat hy moet kom doen. En dat hy gesorg het dat die skrif vervul word. Dat hy gesorg het dat hy tot in die fynste detail God se plan laat realiseer, God se plan laat plaasvind. As ons gaan kyk, dan sien ons dat in die Bybelse tyd het hulle 'n bietjie 'n goedkoper wyn gehad, 'n goedkoper wyn wat hoofsaaklik deur die massas gedrink is, en dis 'n wyn wat hulle vir ons sê wat baie suur was. En dan sien ons soms in van die vertalings vertaal hulle dit met asyn, omdat die wyn so suur was. En gewoonlik is dit maar die wyn wat die massas kon bekostig het, en daar's buite Bybelse bronne wat vir ons sê dat dit is ek nou daar's hy. Dis ook wyn wat soms gegee is soldate as deel van hulle rantsoen. Dat deel van die soldate se rantsoen was baie keer hierdie suur wyn gewees. En daarom dan dat dit dan beskikbaar was. Dit was waarskynlik deel van die soldate se rantsoen wat daar gestaan het. En toe Jesus dors word, dat een van die soldate dan 'n spons gevat het. Maar nou ook verder belangrik, dat ons sien dat daar so staan dat die soldaat dit op 'n hyssop
hisoptak gesit het en vir Jesus aangebied het. Nou in die laaste jare is daar so 'n bietjie 'n verskil in opinie. Party van die vertalings, soos die 2020 vertaling sê, hulle vermoed, want as mens gaan kyk na die Griekse woord vir wat na die hisop plant verwys en die Griekse woord wat na die marulien plant verwys, is dit baie na mekaar. So tans is daar so 'n bietjie mense wat reken, miskien was dit nie die hisop takkie, was dit die marulien tak, maar dan sien ons in die 2020 vertaling dat dit reg deur die vertaling vertaal word met marulien, ook in die Ou Testament. Wanneer hulle dan sekere plant gebruik het, word dit vertaal met marulien. Dis nie nou so krities nie, is net belangrik te sien, maar daar was baie sterk geestelike reaksies gewees met die hisoptak. En enige iemand daar gestaan het, wat iets van die Joodse tradisie geken het, iets gewees het, weet het van die volk se manier van hulle geloof uitleef, sou dadelik hierdie konnektasie gemaak het, dat dit met 'n hisoptak is, wat hierdie suurwyn vir Jesus dan aangebied word. Ons sien in die Hebreër boek ook, hoe mooi die Hebreër skrywer vir ons die verband trek, tussen dit wat gebeur het met die uittog uit Egipte, en dit wat Jesus Christus ook vir ons dan kom doen het. Maar om ietsie te verstaan van die belangrikheid, die betekenis van die hisoptak, wil ek julle net kom herinner aan so 'n paar Ou-testamentiese gebeurtenisse. In Eksodus 12 lees ons van die uittog uit Egipte uit, en dan lees ons dat wat moes hulle gedoen het? Hulle moes 'n jaar oud lam sonder gebrek geslag het, en dan moes hulle met 'n hisoptak die bloed van die jaar oud lam aan die deurkusyn gesmeer het. Julle sien dit daar in Eksodus 12 vers 22. So hierdie bloed van hierdie lam moes hulle met 'n hisoptak aan die deurkusyne smeer, en dit sal dan beteken dat daar lewe is vir hierdie huis. Dat wanneer die Here deurbeweeg en al die eerste geborenes tref in daai area, dat Jesus dan verby daai huis sal gaan en niemand in daai huis getref sal word nie. So dit sê ietsie van lewe, dit sê ietsie van redding, dit sê ietsie van beskerming. Maar dit was 'n hisoptak wat daarvoor gebruik is. Wat was Jesus anderster as die volmaakte paaslam? Die volmaakte paaslam wat in my en jou plek aan die kruis gaan hang het. En enige persoon wat daar gestaan het, wat geweet het van hierdie tradisie, sou dadelik die konneksie gemaak het met hier hang Jesus, en nou waar daar op hierdie hisoptak vir hom suurwyn aangebied. Want hy is die een wat verlossing bring, hy is die een wat lewe gee. Hy is die een wat maak dat die ewige dood by my en jou verbygaan, sodat ons die ewige lewe kan hê. Jesus is die een wat gesterf het, sodat die lewe se deurkusyne ook met sy bloed gesmeer kan word, sodat ek en jy lewe kan hê. En dan lees ons, as ons gaan lees daar in Numeri en Levitikus, met al die baie reinigingsgebruike wat daar in Numeri en Levitikus is, dan sien ons maar met die reinigingsgebruike, die hisoptak ook 'n belangrike rol gespeel. Daar is ons al hierdie reinigingsgebruike wat hulle moes uitvoer, wanneer sekere goed gebeur het. En dan veral sien ons dit daar in Levitikus 14 en in Numeri 19. En onder andere wat hulle moes gedoen het, is dat wanneer daar iemand is wat as onrein gesien is, dan het hulle 'n bak water gehad en van die offerdier se bloed is in daai water gesit, en dan het hulle met 'n hisoptak dit gesprinkel oor goed. As simbool daarvan dat dit nou rein word en rein verklaar word. So lees ons byvoorbeeld in Numeri 19 vers 18, dan moet iemand wat rein is, 'n hisoptakkie in die water doop, en die water sprinkel oor die tent, oor die gebruiksvoorwerpe en oor die mense wat by was, en dan sien ons na 'n paar dae word daai persone dan as rein gesien. Maar die hisoptak speel 'n rol in die simboliese handeling om iets te sê van iets word nou weer rein verklaar
wat hom om een of ander rede as onrein geag is. En dis tog wat Jesus ook vir my en vir jou kom doen het. Sonde het vir my en jou kom onrein maak. En Jesus kom en kom maak ons rein. Hy kom was ons skoon. Die Bybel sê vir ons, hy kom was ons skoner as die witste wol, Hy kom verwyder ons sondes van ons so ver soos die ooste van die weste af is. En dis alles wat simboliek is, wat ons kan raak sien in die gebruik van hierdie hisoptakkie. Dawid het dit ook al gesnap. Dawid skryf daar in Psalm 51, en ek haal vir ons uit die 2020 vertaling aan, want in die 83 vertaling is hisop uitweg vertaal, maar in die oorspronklike teks staan dit spesifiek daar, neem dan my sonde weg met mariolien, en ek kies hisop, sodat ek rein kan wees, was my, dan sal ek witter as sneeu wees. Dawid maak daai koneksie al, om te sê, maar simbolies is hierdie hisop, 'n simbool daarvan van rein wees, rein word. En dis wat die Here Jesus Christus vir my en vir jou ook kom doen het. Hebreërs 9 sien ons in besonder, die Hebreërboek maak baie daarvan om hierdie koneksie vir ons te maak tussen die gebeure daar en wat Jesus Christus vir ons kom doen het. En vers 19 stel dit so mooi, stel dit vir my sterker as vers 13. Vers 13 sê min of meer dieselfde, maar vers 19 sê dit net duideliker. Nadat Moses al die gebooie van die wet aan die hele volk oorgedra het hy bloed van kalwers en bokke saam met water geneem en met 'n rooi wol en hisop die wetboek self sowel as die hele volk besprinkel. Weerens die hisoptakkie gevat om die mense te besprinkel. Om iets te sê daarvan van die reinheid wat daar nou vir hulle is. Vers 14 lees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. So mooi binne in Hebreërs 9, gaan lees bietjie die hele hoofstuk. Gaan as jy kans het vandag, gaan lees bietjie daai hele hoofstuk. Wat vir ons hierdie verband kom trek en kom sê, maar net soos in die Ou Testamentiese tyd, daar sekere gebruike was wat tot reinheid gelei het, maar dit was nooit permanent nie. Hulle moes maar kort weer offer en weer deur die gebruik gaan en weer deur die gebruik gaan. Kort het goed hulle weer onrein gemaak en dan moes hulle maar weer deur die gebruik gaan. En wat gebeur? Jesus Christus kom en hy kom bring die finale offer. Hy kom was my en jou skoon, hy kom maak ons rein. So dat wanneer ons eendag voor die Vader daar kan staan, ons daar kan staan met 'n skoon gewete en met 'n rein hart. Daar in 2 Timoteus 1 lees ons dat Paulus daar begin en dan skryf hy en sê, maar ek dank die Here dat ek net soos my voorouers met 'n rein hart die Here kan dien. Want Paulus het iets hiervan gesnap. Paulus wat op 'n stadium Christene vervolg het, Christene doodgemaak het, kan kom en kan sê, maar ek kan met 'n rein hart, met 'n rein gewete die Here dien. Hoekom? Want Jesus Christus het dit vir my kom moontlik maak. Hy het my kom skoon was en vir my reinheid weer voor die Vader gegee. En natuurlik weet ons ook, dat wanneer Jesus hier sê ek het dors, gaan dit nie net oor 'n fisiese dors nie. Dit gaan meer as dit. Ons sien dat veral in die Johannes word daar mooi verwys daarna dat Jesus baie keer fisiese water gebruik het om iets te sê van 'n geestelike dors. Ons sien dit daar in Johannes 4, daar wanneer Jesus die Samaritaanse vrou ontmoet by die put, dan lees ons elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.
So ons sien dat veral in Johannes Evangelie konnekteer hy dors en water met geestelike dors en geestelike water. Ons kry dieselfde gedagte in Johannes 7. Johannes 7 gaan oor die hittefees. Baie keer word daar ook daarna verwys as die loofhittefees, in Engels the Feast of the Tabernacles. En dit was 'n looffees gewees want hulle die Here geloof oor die oes wat ingesamel is en dan het hulle hutte gebou of tabernakels dan soos in die Engels sê. Dit was 'n 7 dae lange fees, maar deel van hierdie fees was dat die priesters by die Siloam fontein water gaan skep het. En dan het hierdie water op die tempel se trappe laat oorloop en uitvloei om iets te sê van dat die Here voorsien die oes, die Here gee lewende water, maar dan ook die simboliek van God wat lewende water is. En dan wanneer Jesus daar op die 7de dag is, dan sluit hy aan by hierdie mooi simboliek en dan sê Jesus daar in vers 37 en 38, 37 se tweede helfte, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. So dis duidelik dat die Johannes Evangelie vir ons dors koppel ook aan geestelike dors, geestelike behoefte. Waarom dan wanneer Jesus aan die kruis kom sê ek het dors, dan is dit meer as net die fisiese, maar is ook die geestelike. Waar Jesus waarskynlik dors daarna dat sy taak hier op aarde voltooi kan word. Dors daarna om weer by die Vader in die hemel te wees. Want wanneer Jesus aan hierdie kruis hang, dan kom die hele wêreld se sonde op hom neer. Dit wat Jesus haat, die Bybel kom leer ons, God haat sonde, hy het die sondaar lief, maar hy haat sonde. En nou moet Jesus toelaat dat die hele wêreld se sonde op hom kom. Dan kan ons net dink wat se uitdaging, hoe moeilik dit vir Jesus moes wees. Dan verstaan ons hoekom hy in die tuin van Getsemane gebid het en gevra het, Here, as dit moontlik, Vader, as dit moontlik is dat hierdie beker by my verbygaan. Maar dan terwille van jou drink, Here Jesus, die beker, die lydingsbeker. En is deel wat hierdie ek is dors vir my en jou vandag moet kom sê. Dat die Here Jesus Christus vir my en jou kom sê, dat hy dors gelei aan die kruis, sodat ek en jy nooit weer nodig moet hê om te moet geestelik dors te ly nie. Dit is nie nodig om geestelik dors te ly nie, want Jesus Christus het dit reeds vir ons gedoen, sodat ek en jy die lewendgewende water van die Vader kan ontvang en vanuit dit kan leef. Daarom dan daai teks in Johannes wat sê, maar strome lewende water sal uit jou uitvloei. Hoekom? Want die Here gee dit ons in oorvloed. So wat kom sê hierdie enkele verse vir ons? Ek vat saam. Hierdie verse kom sê vir my en jou, wie die Here verstaan, hy verstaan alles wat jy gaan, hy verstaan die emosies wat jy ervaar. Hy verstaan jou uitdagings, hy het begrip met alles. Hierdie verse kom sê vir my en jou, dat die Here Jesus die volmaakte offer gebring het. Dat hy die perfekte volmaakte offerlam was. Dat sy bloed vir my en jou die volmaakte offer gebring het, soos wat die paaslam se bloed wat met die hisoptak gesmeer is, verlossing uit slawerny uit Egipte versimboliseer het. Kom herinner hierdie hisoptakkie wanneer Jesus dors is ons daarin, dat hy vir my en jou gesterf het om ons te bevry uit die slawerny van sonde, dat ons kan loskom van die slawerny van sonde. Sodat ons as rein mense voor God kan staan, soos wat Paulus sê in 2 Timoteus 1. Ek kan met 'n rein gewete, met 'n rein hart die Here dien. Hoekom? Want die Here Jesus Christus het my kom rein maak. Want deel van die hisoptakkie was gebruik, juis in die reinigingsgebruike. Hierdie gedeelte kom sê vir my en jou, ons moet soos wat die land en soos wat diere 'n dors na water het, moet ons 'n dors hê na God, maar ons moet weet dat God daai dors kom les. Die wêreld kom bied vir ons 'n klomp valse goed aan.
om vir my en jou te kom sê, maar hierdie sal daai dors van jou en my les. Maar niks wat hierdie wêreld aanbied kan dit doen nie. Net God, net 'n verhouding met Jesus Christus kan my en jou geestelike dors kom les. So hartseer dat mense op so baie ander plekke dit gaan soek, omdat hulle nie besef dat hulle eintlik 'n dors het na God in 'n verhouding met die Here. Mag ek en jy altyd dors na 'n verhouding met God, altyd dors om meer van die Here te leer ken. Psalm 63 vers 2 sê, ek soek U, o God, my God, ek dors na U, ek smag na U soos 'n dordroë land, 'n land sonder water. Kom ons sit net so en dan bid ek vir ons. Dankie Hemelse Vader ook vir hierdie kruiswoorde, wat iets vir ons kom leer, iets vir ons kom vertel, Here Jesus, van U wat die skrifte laat kom vervul het, iets vir ons kom vertel, Here Jesus, dat U ook mens was, en dat U menslike behoeftes gehad het, menslike emosies, woorde wat vir ons kom vertel, Here Jesus, dat U vir ons kom bevry het van die sonde, van die juk van sonde, net soos wat die Paas simbool was van die juk van die Egiptenare wat afgegooi is. Net soos wat dit simbool was, wat wag, so is ons simbool van dat daar vir ons ook 'n beloofde land wag. Eendag by U in die hemel, wanneer ons die volheid van die ewige lewe ook kan beleef en kan ervaar. Dankie ook dat hierdie teks ons kom herinner daaraan dat U, Here Jesus, aan die kruis gedors was, sodat ons nooit weer daai dors hoef te ervaar nie. 'n dors na U teenwoordigheid, 'n dors na U genade, 'n dors na U liefde. Dankie dat U dit vir ons gee. Maar help dat ons altyd 'n dors sal hê na U teenwoordigheid, dat ons altyd sal weet, maar net soos wat my liggaam dors na water, so het my gees U teenwoordigheid nodig. En help dat ons gereeld U teenwoordigheid sal opsoek. Maar help ons dat ons ook hierdie sal gaan uitleef na buite. Dat wanneer ons hierdie lewende water van U ontvang, sodat ons nie hoef dors te hê nie, dat ons sal wees soos wat die skrif sê, dat strome lewende water uit ons uit sal vloei na ander mense. Wat dalk nie besef, maar hierdie dors, hierdie hinkering wat hulle het, is eintlik na U toe nie. En dat ons hulle sal help om by U lewende water uit te kom. Here Jesus, dit het U die kruis dood gekos, om dit vir ons moontlik te maak, om die lewende water te kan kry. Help ons dat ons so sal gaan leef, dat ons 'n verskil sal gaan maak in ander mense se lewens. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Ontvang ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen.